Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RIG, wysheid vir ware welvaart. Nou, welkom by nog 'n episode van Familiewyse Welvaart. Niels, is lekker om jou hier te hê. Ja, het is 101 nie uit nie. Ja, nee. 100-tal gemaak. Ja. Dit was 'n grootte. Ja. Maar ja, teen die tyd ken ons luisteraars, die van julle wat na 'n potgooi luister of die van julle wat op YouTube kyk ons. En ek is Willem later gaan, ek kom uit finansiële beplanning, welvaartbestuur. Niels is 'n geoktroeëerde rekenmeester, maar ook 'n finansiële adviseur. So Niels, maar jou agtergrond is baie sterk, behalwe nou belastingwerk en alles wat ouditeur doen ook. Jy werk met familiebesighede. Ja, ek sê altyd ek werk in 'n familiebesigheid met familiebesighede. Ons het al kliënte wat derde geslag en opkomende vierde geslag is binne die firma. So dis maar in ons DNA eintlik, ja, geniet dit baie. En 'n seun wat nou afstudeer wat al Ja, sonder om nou druk op hom te sit, né? Goed, so die tema waar ons gesels is juis die oprig van die opkomende generasie. Raising the rising generation, as ou nou met die Engels hier sou werk, maar waar het ons in episode 100 gepraat? Ja, dit was 'n baie persoonlike ding oor hoe moet jy besluit om by die familieonderneming aan te sluit of hoe besluit jy om aan te sluit? So ek dink baie ek dink is een van die bestes uit ons familiebesigheid geskiedenis uit om 10 belangrike vrae wat 'n mens moet kan antwoord. Nou goed, ek en jy gaan nou nie in hierdie episode met 10 vrae werk nie, ons gaan met 7 groot goed werk. Yes. So ons wil die volgende generasie se kans op sukses so goed as moontlik maak. So hoe verhoog jy die volgende generasie in die familiebesigheid se kans op sukses? Ek dink hierdie is vir my 'n baie lekker raamwerk om in te dink. So ek en Niels gaan stil staan by 7 belangrike goed, maar ek kan daai 7 goed eintlik in 3 kategorieë deel. En ja, Niels, dit begin met Gesonde verhoudings, ja. Ja. En mens moet hierdie amper sien as 'n proses van so nie korter as 10 jaar, maar tipies nie langer as 20 jaar nie. Tipies so tussen 10-15 jaar waar jy baie sterk met hierdie fondasie begin, die kweek van gesonde verhoudings. Hierdie wil jy baie hard mee binne in die familiebesigheid met die volgende generasie in hulle 20er jare werk, jy weet tipies wanneer hulle toetree tot die besigheid. Dan in die tweede plek, nie so van hulle laat 20s tot hulle kon sê middellaat 30s, wil jy vir hulle klomp verantwoordelikhede binne die besigheid gee, en jy wil kyk, nie net hoe groei hulle die besigheid nie, maar hoe groei hulle ook as bestuurders, weet, binne in die besigheid, en dan wil jy in hulle laat 30s, vroeë middel 40s, wil jy kyk, is hulle nou reg om net van bestuursposisies werklik na leierskap, maar ook eienaarskapposisies weet oor te gaan. So sien die 7 noem dit nou maar belangrike punte wat ek en Niels gaan hanteer binne die raamwerk van hierdie 3 goed. So ons gaan eers na die eerste een hiervan kyk en ons gaan aan die hand weer van 'n assessering hier werk. Ja, ek dink iewers moet jy dit goed kwantifiseer, sodat jy aan die einde van in hierdie geval die 7 vrae 'n punt het om jouself aan te meet en te sê waar lê ek? Is ons op die regte pad of het ons kritiese probleme? Anders raak dit net gedagtes en gevoelens. Jy moet dit kwantifiseer en dit is moeilik om 'n punt toe te ken. Maar dit skep ten minste die geleentheid dat jy daarna gaan kyk en krities jouself gaan evalueer op sekere aspekte. En hierdie evaluering is nie net vir die jong generasie om vir die ouer generasie te wys, maar julle doen dalk nie so goeie werk om ons te ontwikkel nie. Dis ook vir die ouer generasie, die uitgaande generasie, 'n geleentheid om te kyk, maar hoe ontwikkel die jong generasie en hoe weet waar kan ons beter doen in die proses. So in ons vorige episode het ons met 3 kleure gewerk. Ons het met die groen, die oranje en die rooi gewerk. Hier gaan ons met 5 punte werk. So op elkeen van hierdie 7 belangrike vrae wat ons gaan hanteer, wil ons vra terwyl jy hierna kyk of luister, gee vir jouself 'n punt uit 5 uit. As jy uitstekend hierin doen, kry jy uiteraard 'n 5. As jy swak doen as 'n familie, net 'n 1. Maar
probeer so nota maak van wat jou punte op die 7 vrae is. Goed, in hierdie eerste blok gaan ons met die eerste vraag werk, en soos wat jy nou gesê het, Niels, dit gaan oor die gesonde verhouding. So, dink aan 'n jong persoon in die besigheid, hier in hulle 20er jare, en hier kom hulle in die besigheid in, nou hulle het nou mondig geword op 21, en nou wil jy hulle vestig as jong volwassenes, maar jy wil 'n mate van onafhanklikheid begin sien. En in ons vorige episode het ons gesê hoe belangrik dit is, dat 'n jong persoon eers klaar studeer, 3 tot 5 jaar buite die besigheid werk en dan besigheid toe kom. Die hoofrede daarvoor is juis dat hulle hierdie eie identiteit ontwikkel en dat hulle hierdie sin van onafhanklikheid begin beleef, weet voor hulle binne in die besigheid kom. So, die vraag wat ons hier vir julle sal vra is, het familielede al hulle eie sielkundige en finansiële onafhanklikheid apart van die besigheid bereik? Ek sien nie hulle is reg om af te tree nie. Ons sê nie het hulle eie salaris verdien, eie kar paaiement betaal, kom ons sê, paaiement op 'n huis al begin betaal, daai tipe van ding, ja. Ja, nee, en ek dink, hulle moet nie hulle sekuriteit gaan soek in die familiebesigheid wat hulle by gaan werk, en dit is hulle uitkoms nie. Ja. Hulle moet dit in hulle self kry. Studies klaargemaak, 'n werk gehou, promosie of bevordering moontlik, binne 'n werk gekry, daai tipe van goed is baie belangrik. Goed. So, dit is alles goed wat binne jou 20er jare kan en moet gebeur. Die tweede belangrike punt wat hiermee te doen het met kommunikasie binne in die familie besigheidsopset te doen, ja. Ja, so is daar effektiewe kommunikasiepatrone ontwikkel wat gebaseer is op vertroue en respek. Ja. Want mens moet onthou, as ons net kom ons praat van die eerste 2 generasies, kinders word in 'n huis groot, pa's entrepreneur, dit gaan aan, dinge gaan aan, en daar's dalk 'n derde geslag wat in 'n suksesvolle huis groot word, wat nooit die entrepreneurskap van oupa ervaar het toe dit blikborde en koffie en brood was wat op die tafel was, en hulle het dit nooit ervaar nie. En as daar nie oor die goed gekommunikeer is van waar ons vandaan kom, en dis nou 'n pa en 'n seun, iewers word ons almal volwassenes. Ja. En moet jy daai verhouding met jou kind, hy's nog steeds jou kind, maar jy moet dit moet 'n volwasse verhouding word. Ek sien dit self met waar my kinders in hulle vroeë 20's is, die gesprekke verander. Na jy moet en jy moet dat, tot hoe gaan dit, en wat doen jy, en hoe sien jy jou lewe, en hoe beplan jy dit, en dit is interessant, en wel dan hiermee, en dit sou ek dalk anders gedoen het. En ek dink, as jy nie daai stap neem nie, en jy kom na jou besigheid toe as jou pa se kind, dan moet jy jouself een gee hier, want jy het werk om te doen. Nou, interessant in die tyd dat hierdie episode uitgesaai word, gaan dit moontlik nuus wees dat my dogter verloof is, pa van een dogter. So die gesprek wat ek nou met haar het, nadat die jong man om haar hand gevra het en ek ja gesê het, is dat ek nou die aand met haar gesels en vir haar gesê, jy moet nou verstaan, ek was finansiëel verantwoordelik vir jou, ek was verantwoordelikheid gehad van jou beskerming, jou veiligheid, jy weet, al daai tipe van goed. Maar ons verhouding verander nou, en my rol verander. En jy moet gaan dink wat jy vorentoe van my nodig het. As hy nog nie kinders gelukkig is, ek sê oor 'n jaar of 3 of 5 iets, dan gaan my rol verander na 'n oupa, en so mens moet baie nigter hieroor dink en dink hoe jy kommunikeer. So, ek het 'n klassieke storie gelees, juist van 'n sterk entrepreneuriese pa, en toe het sy dogter saam met hom kom werk. En sy het vir hom later kodetaal gegee, dit was hulle kommunikasie manier gewees. Sê, pa, as ek jou opinie wil hê, is dit 'n O. As ek aanvaarding van jou wil hê, sê jy, maar dan is dit A vir aanvaarding. So, baie keer as sy met hom in 'n gesprek tree, dan dink hy, sy vra vir sy opinie. Maar eintlik wil sy net aanvaarding hê. Dit gaan nie so seer. Soos die Engelsman sê, sy wend net. Sy wil net 'n klomp goed op die tafel sit, en dan is ons klaar met mekaar. En wat die twee toe nou met mekaar begin doen, hulle kommunikasiepatrone, hulle het as sy na hom toe kom, sy begin praat, dan check hy net gou, is dit 'n O of 'n A gesprek, jy weet so, maar eintlik baie prakties. Baie praktiese en 'n kosbare ding. En hier moet mens, jy sommer hierdie rolle in die 20ers nou verander, van jy is nie meer 'n kind nie, jy is nie meer op skool nie, jy is nou 'n jong volwassene.
hoe word dit? Gaan jy my pa by die werk noem? Of gaan jy my meneer noem? Verstaan jy, daai tipe van goed? Baie interessant. Goed, ons gaan gou 'n handelsflitsbreek neem. En dankie aan RGG wie hierdie fonds moontlik maak. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RGG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RGG. Wysheid vir ware welvaart. Ons is terug van ons handelsflitsbreek. Ek en Niels hanteer 7 belangrike vrae, maar binne watse raamwerk, Niels? Ja, hoe verhoog jy die volgende generasie in die familie se besigheid? Dis 'n kans op sukses in besigheid. So, Die eerste 2 het gegaan juis oor vestig jong mense binne die besigheid, gesonde, sterk verhoudings. So dit bring ons na die tweede deel toe, en hierdie is wat tipies in hulle laat 20er en in hulle 30 jare gebeur. So hulle begin bestuursverantwoordelikhede opneem, hulle begin nie net die besigheid verder te groei nie, maar hulle begin ook persoonlik groei. So die derde belangrike ding is hoe ontwikkel hulle sekere vaardighede. En ek dink die vraag wat julle vir julleself hier moet vra, en jy moet antwoord met 'n 1, 2, 3, 4 of 5. 1 as dit swak is, 5 as dit baie goed is het hierdie familielid, hierdie jong persoon wat nou saam met julle in die besigheid werk, het die bevoegdhede om effektief in hulle rolle te wees, waarbinne hulle nou funksioneer, maar ook, hoe lyk die traject van hulle loopbaanontwikkeling hiervan af verder? Is dit 'n persoon wie dalk bestem is vir hoër hoogtes in die besigheid, of is dit iemand wat ons dalk in 'n ander veld moet aanwend? Die mens moet baie mooi kyk na hulle loopbaanontwikkeling binne die organisasie. So vra hierdie vraag binne julle familiebesigheid. Die eerlike vraag is, hoe lyk die persoon se bevoegdhede, bekwaamhede, en hoe lyk hierdie persoon se loopbaanontwikkelingspad? As dit alles positiewe ja's is, dan kan hy so 4 en 'n 5 gee. As dit nees is, dan moet mens sê, dis miskien 'n spasie wat aandag nodig het. Goed, ek gaan van Niels hier die volgende een gee, en dit is eintlik baie ontnigterend vir my om te leer. Maar as ons sê die toekoms van die besigheid behoort aan die volgende generasie, wat se sê gee ons vir hulle in die strategiese werk, met ander woorde om strategie te bepaal van waant ons in die toekoms gaan? Ja, so is die familiestruktuur eintlik belyn met die koöperatiewe struktuur en strategie, en het hierdie volgende generasie 'n deel gevorm van die ontwikkel van daai strategie. Want as hulle dit nie het nie, gaan hulle net wag vir die ou generasie om eenkant toe te staan om hulle eie strategie, en hulle moet eienaarskap vat van die bestaande strategie. So anders is dit eintlik mooi woorde op papier wat nie tot uitvoering gaan kom nie. Ja, ek sê, kon sê professioneel uit adviesoogpunt van my mees bevredigende werk die laaste jaar met 'n familie gedoen. So ek het 'n nagraadse strategie kwalifikasie einde verlede jaar gekry, en toe het ek met een van ons familiebesigheidskliënte gegaan en gaan sê, okay, ek wil 'n paar lede uit die familie wat in die besigheid werk, wil ek om die tafel hê, maar ek wil 'n paar jong mense binne die besigheid hê wat nie deel is van die familie nie, maar wie senior posisies in die besigheid het. En ons het 'n groep gevorm, ons self die six-pack genoem, tussen 'n ouer generasie en 'n jonger generasie. En ons het letterlik die laaste jaar die strategie van die besigheid nie net gaan beplan en bespreek nie, maar gedebatteer en alles, en hierdie jonger mense se inkoop in hierdie strategie is net fenomenaal. En hieruit het ons nou al menslike hulpbronwerk begin doen, sê, wie van hulle is verantwoordelik vir watter dele van die strategie, en ons het gaan kyk, as ons van hierdie oor 3 of 5 jaar uitrol, wie moet wat, wanneer en waar doen, en hulle is vuur en vlam. So, ons het hulle eienaarskap eintlik gegee van die toekoms, wat hulle saam binne in hierdie familiebesigheid bou. So ek dink hierdie is 'n bitter belangrike ene. Goed, die 5de ene lê interessant op die vlak nie net van generasies nie. So ons dink baie keer as ons na familiebesighede kyk, dink ons aan die ouer generasie en die opkomende generasie, sê generasie 1, generasie 2 wat opkom.
Maar ons kry in groter familiebesighede, veral wanneer ons na generasie 3 toe begin gaan, waar dit nie net broers en susters is wat in die besigheid betrokke is nie, dis ook baie keer neefs en niggies. So, jy moet ook gaan kyk hoe lyk die grense tussen die familie- of gesinsgroeperinge, weet binne die groter familiebesigheid. So, daar's definitief grense, weet, tussen die generasies, maar ook op 'n manier binne die generasies. En 'n mens moet baie mooi gaan dink, hoe is rolle hier beskryf, en wie het wat se verantwoordelikhede. Want soos 'n familiebesigheid groter raak, is nie net besigheidsstrategie belangrik nie, maar ook familiestrategie. So in die parallelle beplanningsproses wat ons met familiebesighede doen is, ons gaan kyk beide na hulle besigheidsstrategie en die familiestrategie. Want jy kry later familielede wie nie meer besigheidsrolle vervul nie, maar wat baie belangrike familierolle vervul. So hulle is dalk nie meer op die direksie, die raad van direkteure nie, maar hulle is op die familieraad. Hulle is dalk nie meer die CEO van die besigheid nie, maar is dalk voorsitter van die familieraad. So dis dalk 'n pa en 'n ma wat half afgetree het uit die besigheid, maar nou oupa en ouma is en die besigheid se stories lewendig hou, die familiebyeenkomste gereeld roep, en al daai, so hulle rolle het, jy weet, in die proses verander. Maar het ons duidelik daaroor gekommunikeer, is dit behoorlik in ons familiegrondwet opgeteken, en verstaan mense, jy weet, hoe lyk hierdie verskillende grense. In een familiegrondwet wat ons mee werk, wil jy vir die baie jong generasie kans gee om betrokke te raak by die besigheid, voor hulle formeel lede van die familieforum kan word. Nou, daai jong generasie noem 'n spesifieke besigheid die jeugbrigade. So as jy deel is van die jeugbrigade, is daar bepaalde reëls wat daai rolle vorm. Jy kan nie stem op die familieforum nie, jy het nog nie 'n sê om die familiegrondwet te verander nie, maar ja, jy begin eintlik so lank oefen, jy weet, binne daai rol. Jy kry blootstelling, nee. Ja, jy kry daai blootstelling. En ons sien dit onder die jong mense, hulle raak passievol oor die familiebesigheid. As hulle 3 jaar op 'n ander plek gaan werk het, dan steek hulle hande op en sê, ek het nou hierdie boksie getik, maar as daar 'n plek is in die besigheid, ek sal selfs vir minder kom werk, maar ek wil nêrens anders ter kom werk nie. Maar dis omdat daar daai duidelikheid, jy weet, rondom die rolle is. Okay, Niels, die volgende oorgang, en hierdie gaan basies nou eintlik met die oorgang tussen die generasies, wanneer die stokkies nou oorgegee word. En dit is wanneer hierdie jong mense in hulle 30s, vroeë 40s nou goed doen binne die besigheid. Die ouers voel weer die besigheid is in veilige hande en waar hulle regtig gemaklik is om die stokkies oor te gee. Maar die ouetjie wat die stokkie vat, kry nie net regte nie, hy kry verantwoordelikhede ook, of verpligtinge, jy weet, en ek dink dit is wat partykeer 'n bietjie van 'n skok is, op wat hulle nie besef, goed, ek gaan al hierdie nuwe verantwoordelikhede of regte kry, en voorregte en toegang tot dit, en ek is nou deel van dit en alles, maar wat is die kredietkant van daai debietinsskrywing? Ja, dis die rekeningmeester wat hy praat, maar nou, pa gaan nie meer borg teken vir die besigheid se oordraf nie, boeta gaan nou daarvoor teken, daai realiteite. En pa se huis gaan nie meer sekuriteit staan vir dit nie, en so. Ja, dit is die harde realiteit daarvan. Maar dis 'n natuurlike progressie. As hulle gegroei het en ontwikkel het, en hulle is van die regte stoffasie gemaak, dan is hulle tipies gewoonlik reg om hierdie rolle weet oor te neem. So, en hierdie sien ek en jy baie in familiebesighede. En dit is met die uitgaan van die senior generasie. Sit ons ewe skielik nou met 'n aftrede, waar hierdie generasie nie noodwendig vir hulle eie ou dag voorsiening gemaak het nie. Want hulle het alles teruggeploeg binne in die besigheid, en reg of verkeerd, dis die harde realiteit wat hulle doen, maar nou gaan hulle nie die besigheid verkoop nie, ekstern of aandele, want hulle wil die belang binne in die familie hou. Nou, hoe maak jy byvoorbeeld hierdie ouer generasie se ou dag veilig, is die een ding, of jy sit met 'n situasie waar al die broers en susters nie binne die besigheid kom werk nie, van hulle eie rigtings gegaan, hulle is nog deel van die familie, hulle is nog steeds broer en suster, maar in 'n deel van dit wat die ouers opgebou het, lê ook 'n deel van hulle erfporsie opgesluit. So, nou sit jy met 'n besigheid, wat argument onthou R100 miljoen werd is, pa en ma R20 miljoen vir hulle aftrede nodig, maar die broer en suster wie nie in die besigheid werk nie, hier's dalk R20 miljoen se erfporsie van hulle in hierdie hele pakkie.
gaan jy nou ewe skielik op 'n besigheid wat 100 miljoen werd is, wat nie 'n sent skuld het nie, 40 miljoen rand se skuld sit, of polisse uitneem teen watse premies, jy weet, om met hierdie goed te werk. So, die likwiditeitsstrategie is 'n ontsettende belangrike ding, as 'n gesprekspunt tussen die generasies, en sê maar, hoe gaan ons hierdie beplan? En dis tipies gewoonlik die opkomende generasie, wie vir 'n periode van tyd, sekere voordele gaan moet prys gee, om daai likwiditeit beide vir hulle ouers te skep, om te kan aftree, en dan daarmee saam billikheid te laat geskied teenoor familielede wie dalk nie toetree tot die besigheid nie. Ja, ek dink baie beplan vir dood, jy weet, van vroeg af, en as ons doodgaan, dan is dit die polis, en dis die testament, en die trust, en die maatskappy, en jy weet, dit is tot in die fynste detail beplan, maar hulle beplan nie vir 30 jaar se lewe en aftrede in, en dis die realiteit waarmee ons vandag sit, en hoe die opkomende generasie kan, soos jy gesê het, uit twee groepe bestaan. 'n deel wat betrokke is in die besigheid met sekere strategie, en 'n deel wat glad nie betrokke is nie. En wanneer erf jy nou, en soos die ou mense gesê het, trek ek my nou uit voor ek gaan slaap, en al daai tipe dinge. So jy moet mooi hierna gaan kyk, en jouself 'n mooi punt gee, 'n realistiese punt oor waar jy staan met dit. En hier moet mens regtig goeie professionele advies inbring. So, jy gaan saam met jou ouditeur na die kontantvloei van die besigheid moet kyk. Dit kan dalk sinvol wees om 'n bietjie skuld op die balansstaat te vat, jy weet, om 'n deel hiervan te kan hanteer, maar hierso is 'n belangrike stuk werk om te doen. So, beide goeie boedelbeplanning, goeie aftreebeplanning vir die generasie wat uitgaan, maar ook billikheid teenoor kinders wie nie tot die besigheid tree nie. Net om jou voorbeeld van 'n 100 miljoen besigheid te vat, ek dink die een ding wat baie keer gemis word, is dat 'n volgende generasie kry 'n 100 miljoen besigheid, en in 20 jaar bou hulle hom na 'n half biljoen rand se besigheid. En dan is die deel van die familie wat nie betrokke is by die besigheid nie, kyk na die half biljoen rand se besigheid, en hulle soek partykeer hulle erfporsie in die half biljoen rand, en nie in die 100 miljoen wat destyds daar was, toe hulle ouers eintlik die besigheid oorgegee het nie. En as jy nie vroeg daaroor begin kommunikeer en die lyne trek, wie se groei is dit wat nou vorentoe gebeur nie. En jy praat baie keer van jy met die pen inslaan. En sê, dis nou so, en hier erf jy, die res werk jy voor. Is 'n ding wat almal nie altyd onthou om te doen nie. So, as jy dit nie gedoen het nie, is jy op 'n 1, en dan het jy 'n probleem. Right, ons wil graag julle met 'n 4 of 5 kry, maar as dit nie die realiteit is nie, is die harde werk om te doen. Maar doodgewoon nie die ingesteldheid van almal wat sê, ons moet met 'n paar maal se aftrede werk, ons moet in billikheid teenoor ons broer of suster hier werk, maar ons kan ook nie die spreekwoordelike gans wat goue eiers lê hierso, jy weet, se kop afkap nie. Dit gaan in daai balanseeroefening, maar as mens eerlike gesprekke met mekaar hieroor het, dan gaan mens klaar goed doen, maar gee die punt. Ek dink dis die belangrike ding. Goed, Niels, en dit bring ons by die laaste een, en net soos wat die eerste generasie, wie tipies entrepreneuries is, sekere risiko's moes geneem het om die besigheid te groei, gaan jy hierdie opkomende generasie moet leer, om ook bepaalde risiko's te vat. Dit sal tipies gewoonlik in hulle DNA wees, en hier's dit baie belangrik vir die uitgaande generasie, die ouer generasie, om nie so super konservatief te wees, omdat hulle eie ou dag wil veilig maak, om nie vir die nuwe generasie kans te gee om die besigheid te groei nie. So, dis 'n balanseeroefening, waar jy jou ou dag moet veilig kry, en pensioenfondse en anniteite en al daai tipe van goed, en dan die jonger generasie aan hoëgehalte adviseurs, bankiers voor te stel, dat as hulle die besigheid wil groei, dat hulle dit op 'n verantwoordelike manier groei, maar dat hulle tog bepaalde risiko's gaan moet neem, om die besigheid verder te groei. Ja, en as hulle dit nie doen nie, is daar fundamenteel fout met hulle visie van die besigheid, en waar jy as eienaar van die besigheid eintlik jouself bevind. So 'n bitter belangrike vraag. En die groot ding wat hiermee gepaard gaan, as jy die besigheid binne die familie wil hou, is dit dalk nou 'n pa en 'n ma en 'n broer en suster. Maar hulle trou nou, en hulle het elkeen dalk ook 2 of 3 kinders. Nou kan jy sien, van generasie 1 het ons van 2 persone gegaan, na 4 persone, en ewe skielik spring dit sê na 12 persone toe. So, en kom ons sê, baie van hierdie mense wil dalk in die besigheid kom werk. As jy nie die besigheid gaan groei,
vinniger as wat die groei in die familie plaasvind nie, gaan jy op 'n plek kom waar jy sê, maar al wil almal van julle hier kom werk, al het almal van julle die vaardighede om hier te kom werk, gaan dit nie moontlik wees nie. So, jy gaan risiko's moet neem om die besigheid te groei. Goed, so, kom ons kyk gou, as jy nou in die stilligheid, voor ek nou vir julle die sleutel gee, van wat jou tellings beteken. So, vat gou jou 7 vrae, tel by mekaar. As jy vir jouself 5 op elkeen gegee het, wat ek dink nie moontlik is nie, dan kry jy 35. As jy vir jouself 'n 1 op almal gegee het, dan kry jy 7, né? So as jy meer as 35 kry, het jy 'n fout gemaak. As jy minder as 7 kry, het jy ergens vir jouself 'n 0 gegee, hoor. So 31 tot 35 is uitstekend. 24 tot 30 is goed, maar daar is nog steeds werk. En as jy onder 24 jy kry wat eintlik 'n redelike hoë telling is, dan moet jy weet, hier is risiko's, mens gaan nie moet werk. Ja, ek dink hierdie 7 vrae is weer eens 'n lekker manier om gesprekke oop te maak. Jy weet, dan sê, dis nie goed, dis nie ek wat dit opgestel het nie, dis van buite af, kom ons gesels daaroor. Mens kan sê, 1 of 2 van die goed is dalk 'n tipe besigheid nie so relevant nie, maar dis 'n lekker manier om 'n gesprek tussen generasies oop te maak. Ne? Ja, en die Engels sê die beauty hiervan is, en ons werk met baie families op die oomblik, waar die opkomende generasie eintlik hier so van, kom ons sê, college en universiteit af nou in die besighede begin inkom. Ek dink dit is 'n funksie van my en jou ouderdom ook. Die ouers begin nou, is ons ouderdom en ouer, en hulle gaan in die volgende, kom ons sê, 10 tot 20 jaar, gaan hulle rolle skuif en verander. Maar, onthou, as 'n mens hierdie 'n 15 jaar projek maak, hoef jy nou aanvanklik net op die eerste 2 te fokus. Correct, en weet oor die volgende paar jaar op die volgendes te fokus. En dan as die kinders weet in hulle 40's is, jy is dalk in julle 70's dan, jy weet, dan kan hy op die volgendes fokus. Maar sien hierdie nie as iets wat jy nou dadelik 100% moet regkry nie. Kyk, waar is jou kinders? Is hulle in die besigheid? En gaan kyk waarop moet jy kritiek fokus nou. Want dit help nie jy begin van hulle wat ons nou in vrae 6 en 7 nou al hanteer het. Jy begin daai verantwoordelikheid, en hulle is dalk nou in hulle vroeë middel 20's. Verantwoordelikhede wat dalk eers laat in hulle 30's of vroeë 40's na hulle toe kom, nou al op hulle sit nie. Hulle is nog nie reg daarvoor nie. En ek dink dit is wat hierdie net vir my intuïtief maak het vir my sin. En dit is wat ons in praktyk ook met families weet beleef van besigheid. Goed, Niels, episode 102 gaan ons by hierdie generasiegesprekke hou, maar hier gaan ons spesifiek meer in diepte net kyk na die gesprek tussen die twee die ouer generasie en die opkomende generasie binne die familiebesigheid. Goed, so meer inligting in ons skool van wysheid vir welvaart. Julle kan ons e-pos by info@rig.ac en ons webwerf dan is rig.ac. In hierdie skool van wysheid vir welvaart het daar 'n klomp episodes. Ons YouTube kanaal het daar nou oor 100 episodes. So die Engelse sê, like dit, share dit. Hierdie is 'n stuk werk waarop ons ongelooflik trots is. As dit vir jou iets beteken, deel dit dan ook gerus met ander. Dankie, Niels. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.